25 vers 19 tot 34. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Bethuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, en die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan, om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore, rooi, geheel en al, soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem, en Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte, en die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob liefgehad, en Jakob het 'n kooksel klaargemaak, en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeborene reg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgebore reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer, en sy eersgeborene reg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksellensies gegee, en hy het geëet en gedrink, en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeborene reg verag.